that saved a wretch like me. Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. Dit wat gebeur het bykans 2000 jaar terug, toe Jesus Christus gekom het en vir elke mens aan die kruis gesterf het, sy lewe vir elke mens gegee het, om 'n waterskeiding te bring, tussen die oue en die nuwe, tussen jou pogings en die werklikheid, die sukses van Jesus aan die kruis. En dit is hoekom dit so belangrik is, dat ons in daardie werklikhede, die sukses van die kruis moet inkyk, en elke mens om daarin ontdek. Mense, dit is baie, baie belangrik, as 'n mens daarna gaan kyk, die hele werklikheid wat ons het in dit, sien 'n mens dat baie van ons sit in ons lewe in die tyd na Christus, selfs ons almanakking goed sê dit vir ons, maar ons bediening is nog in die ou bedeling voor Christus. En die groot werklikheid daarvan is, die een is die doenmens, die mens wat geval het nadat God gesê het, jy is my beeldnis en gelykenis, maar as jy van die boom eet, sal jy sekerlik sterf, en die mens sterf geestelik, en hy word vlees, met ander woorde, hy word 'n doenmens. So dis baie, baie belangrik, dat ons daarna gaan kyk. Nou kom Paulus op die pad na Damaskus, en hy sit, en hy's 'n ywerraar vir die wet, die doenmens, en, want dit is absoluut hierdie bediening, en dit is nog steeds, as jy gaan kyk, dit is selfs na die kruisiging van Jesus, dan sien jy, hy is nog met die wet besig, en hy het 'n dokumente van die kerk, dat hy kan mense vang, en hulle in die gevangenis werp, as hulle praat van die mense van die weg, met ander woorde, die mense wat in die sukses van Jesus geglo het, dat hy hulle in die gevangenis gewerk het, mishandel het, ensovoort. En hier kom Jesus, en hy verskyn aan hom. En nou moet 'n mens sit, onthou die werklikheid wat God gedoen het in Christus, is toe Christus sterf aan die kruis, toe hy opstaan, sê Handelinge 1, toe stort God sy gees uit in elke mens, met ander woorde, dis hierdie werklikheid hier binne. En hy sê byvoorbeeld daarvan, hy sê in Romeine 1 vers 18 en 19, dan sê hy, niemand sal 'n verontskuldiging hê nie, want hierdie werklikhede het God aan elke mens openbaar, want God het dit in elke mens se hart uitgestort. Hy sê, maar daar's mense wat in ongeregtigheid die waarheid probeer onderdruk. Al werklikheid of al onwerklikheid wat daar is dat jy kan hierdie goed onderdruk, maar God het dit in elke mens geopenbaar. Ek dink maar sommer aan die film wat daar was van die kookbottel wat uit die vliegtuig uitgeval het, dan dink jy selfs die boesman het gesê, dit moet van God afkom, en dit kom van bo af. So daar's daai bewustheid, daai werklikheid wat God vir elke mens gegee het, wat hy in elke mens se hart uitgestort het. Nou kom Paulus, dis na die kruisiging, en hy vervolg die mense. Met ander woorde, sy hart is 'n werklikheid, is 'n positiewe ding. En dit is altyd dit wat ons moet besef, dat jy moet besef, die skrif sê in Spreuke 4, hy sê, bewaak jou hart meer as enige iets, want dit is die oorsprong van alle lewe. God het hierdie werklikheid in elke mens uitgestaan, om te wil vir hom. Maar die denke is altyd negatief. En Jesus sê, waarom vervolg jy my? En Paulus dink, maar ek vervolg u nie. Hy sê, wie is u, Here? Want ek vervolg die mense. En hy dink, hy doen God 'n guns. En daardie verligting kom, toe daai ligstraal hom omstraal. En daai verligting kom, dat Jesus Christus is nou in elke mens. Dit is daai werklikheid. En dit is die verandering wat gebring het. En hy besef dat hier is hy met 'n onwerklikheid besig, en net daarna, nadat hy in Handelinge 9 self die evangelie begin verkondig, toe die mense skrikkerig en sê, joeg, hierdie ou, wat nog gister ons vervolg het, hy verkondig nou dieselfde woord. En dit is belangrik dat ons hierdie goed raak sien, dat daar was 'n gister en daar is 'n vandag. En dit is baie werklikheid, die oomblik wat
Die werklikheid wat God in ons harte gestort het, is altyd 'n positiewe, is altyd 'n werklikheid, maar die denke bly negatief oor hierdie woord. Ek het al baie gedink oor dit. As ons gaan kyk na die boodskap, die geregtigheidsboodskap, Paulus praat daarvan in 1 Korintiërs 3, hy praat daarvan in Galasiërs 3. Hy sê ek moet julle weer hanteer soos kindertjies. Hy sê ek kan nie vir julle vaste spyt gee nie. Hy sê julle is nog vleeslik. Hy sê Galasiërs, hy sê wie het julle betower? Nou dat julle met die gees begin het, eindig julle weer in die vlees. Hy sê hoe kan dit wees? Wat is fout met julle? Hy sê het iemand julle betower? Jy sien daai werklikheid wat daar is, dat wat God in elke mens se hart uitgestort het. En dit is absoluut wat die werklikheid wat jy oor jouself begin dink. En Paulus besef, dis nie wie hy werklik is nie. En die skrif sê daarvan, selfs in die Ou Testament het hy in Spreuke gesê, Spreuke 23 vers 7, as a man thinks in his heart, so is he. So as jy nog steeds jouself in hierdie doenmens bedink, dan gaan jy die doenmens wees. Maar die oomblik wat jy besef, daar het 'n werklikheid gekom, die lig het op jou geskyn, jy's nie meer in die duisternis nie, dan kom daar hierdie werklikheid uit. En Paulus kom en hy begin daardie werklikheid van Jesus Christus begin hy verkondig, die lewe, die lig begin hy verkondig. En dan sê die skrif ook, selfs Spreuke praat daarvan, hy sê, lewe en dood lê in die mag van die tong. En dit wat jy spreek sal gebeur. En ons sien hierdie werklikheid wat Paulus begin verkondig. En 'n mens sien hoe dit 'n werklikheid is. Dit wat hy self skryf in Romeine 10 vers 9 en 10, dan sê hy wat met sy hart glo. Jy sien, dit is hierdie werklikheid. Dit wat God gedoen het. Nie die denke is dit wat moet verander. Die denke moet begin inval by dit wat God gesê het. Hoe begin die denke verander? Hy sê geloof kom deur die gehoor, gehoor deur die woord van God. So ons moet ons denke begin verander oor dit wat God van ons sê. Wat is ons identiteit? Wie is ons nou? En as jy daai werklikheid in jou hart ontdek, dan kan jy met jou hart begin glo. Mense, dis iets anderste. Hy sê, hy wat met sy hart glo en Jesus met sy mond bely, dan bely jy die lewe. Maar ons is so maklik om nog die dood te bely. Ek is maar net 'n mens, ek is maar net 'n arme sondaar. Dan bely jy die dood, nie weet, dit is wat gaan gebeur. Met ander woorde, jy moet besef, wat is jou identiteit? Wie is jy? Ek het daai goed al baie gesien. As jy praat daarvan, as iemand sê hy's 'n roker, nou wat moet 'n roker doen om 'n roker te bly? Hy moet rook. En solank as wat jy vir jouself sê, ek is 'n roker, sal jy moet aanhou rook, anders kan jy nie 'n roker wees nie. Met ander woorde, maar die oomblik wat jy vir jouself sê, ek sien Jesus Christus het my verlos van alle duisternis, en ek sê vir myself, ek is nie nog 'n roker nie, al rook ek nog, al vat ek nog 'n sigaret, al sukkel ek daarmee, maar die oomblik wat jy wil ophou rook, dan hou jy op rook, maar dit is nie in die werklikheid en in die krag van Jesus Christus nie. So met ander woorde, mense, dit is so belangrik, as jy sê jy's 'n drinker, wat moet jy doen om 'n drinker te wees? Jy moet drink, anders dan kan jy nie 'n drinker wees nie. En so kan ons met dit aangaan. 'n Appelboom dra appels, 'n perskeboom dra perskes. As jy bly sê jy's 'n sondaar, wat moet jy doen om 'n sondaar te bly? Jy moet sondig. En anders dan kan jy nie meer sondaar wees nie. En dan weet jy, as jy dit begin kyk en jy besef, joh, maar sondaars gaan verlore eendag. Soos ek 'n sondaar is, beteken dit ek gaan verlore. Kan ek so iets oor my spreek? Lewe en dood lê in die mag van die tong. En dit wat jy spreek, sal jy wees. So wat sê jy van jouself, wie is jy? Is jy helverdiend? Is jy onheilig? Is jy ongeregtig? Is jy 'n sondaar? Mense, nee, dis nie wat die skrif van jou sê nie. Ons moet gaan kyk dat ons in lyn kom met dit wat die skrif van jou sê, want jy moet besef dat jy gee lewe. Jy gee lewe aan elke werklikheid, afhangende wat is die bron van daai lewe. Weet jy, ek kyk baie keer na dan praat die mense oor die duiwel, die ou duiwel. Maar Jesus Christus het aarde toe gekom, en hy het
die duiwel se kop kom vermorsel. En hy praat daarvan in Hebreërs 2 vers 14, dan sê hy het hom kom doodmaak wat mag oor die dood het, naamlik die duiwel. Hy sê die duiwel. Miskien moet ek dit gou vir ons lees. Hy sê Hebreërs 2 vers 14, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duiwel. En almal kon bevry, wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Dan sien jy, dit is wat Jesus Christus kom doen het. Wat bely jy? Wat bely jy? Want hy sê, lewe en dood is in die mag van die tong. Spreuke 18 vers 21. Met ander woorde, wat bely jy? Want dit wat jy bely, gee jy krag aan. So nou begin ons aan hierdie een wat verslaan is aan die kruis, begin ons krag gee. Deur dit wat ons spreek, dit wat ons bely oor hom. En mense, ons moet baie mooi oppas. Ek weet op 'n stadium met die mense baie keer gepraat oor die houtbeelde, wat jy moenie houtbeelde koop nie, ek wil nie op daai goed ingaan nie, maar dan begin hulle sê hoe duiwels dit is en hoeveel demone daarin is. Mense, as jy nou net daaraan gaan sit en dink, dat as jy nou daai beeld in jou huis inbring, dan bring jy nou dan begin daardie jou hele lewe verander. Sonder dit kan nie wees nie. Die feit dat jy krag aan daai ding gee, begin daai ding vir jou 'n werklikheid word. Want anderste kan jy net sowel as iemand ongered is en goddeloos lewe, 'n Bybel in sy huis gaan sit, dan skielik sal hy gered word. Nee, die oomblik wat jy hierdie woord lees en dit vir jou 'n werklikheid begin word. Efesiërs 1 vers 13 sê, toe jy die woord van die waarheid, die evangelie van jou redding gehoor het, en dit geglo het. As jy dit hoor, het nog geen effek op jou nie. Maar die oomblik wat jy krag daaraan gee deur dit te glo, hy sê word jy verseël met die belofte van die Heilige Gees. So net so sit 'n mense, daar's baie van hierdie goed, wat ons gee aan negatiewe goed in ons lewe krag. En dan dink ons, dit is ons identiteit, dit is wie ek is. Nee, dis nie wie jy is nie. Jy moet gaan kyk, wat is die werklikheid? En die evangelie sê, hierdie evangelie is die krag van God. So, wanneer jy in hierdie evangelie indelf, dan begin jy na die krag van God kyk. Hy sê in Efesiërs 3 daarvan, ek dink vers 19, hy sê, dan sê jy ken wat die lengte, diepte, breedte en die hoogte, 4 dimensies van hierdie werklikheid van Jesus Christus, wat dan in jou lewe 'n werklikheid word. Hy sê ver bokant enige ander probleem. Hy sê, ek wil nie nou daarop ingaan nie, hy sê dat Christus is die hoof oor alles, hy het al hierdie goed onder sy voete gewerk. Mense, so baie belangrik, dit wat jy doen, gee jy krag aan. En net so is ons so besig om aan negatiewe goed krag te gee, en dan begin jy vir jou eie situasie in jou lewe ook krag gee. Deur dit te bely, want dit wat jy bely, begin jy nader aan sien, dis my identiteit, dis wie ek is. En as jy dit vir jou gesê het, as jy dit gespreek het, dan word dit jou werklikheid. Nee, mense aanvaar nie enige iets nie. Ek het baie keer het ek sulke sleutelhouertjies wat ek uitdeel. Dan gee ek dit vir die mense en sê ek vir die oomblik as jy hy sleutelhouer vat, is hy joune. So die oomblik wat jy enige negatiewe gedagte vat, is hy joune. Hy sê jy moet elke negatiewe gedagte wat opgewerk word teen die kennis van God. Hierdie woord is die kennis van God, is die krag van God. En elke onwerklikheid wat opgewerk word teen hierdie werklikheid van God, moet jy afbreek. Jy moet dit afbreek. Mense, dis baie belangrik dat ons met hierdie werklikhede kyk. En hy sê, hy wat met sy hart glo en Jesus Christus met sy mond bely, hy sal gered word. So kom ons gaan kyk bietjie, wie is jy? Baie belangrik, kom ons kyk gou Romeine 3. As jy na die ou bedeling gaan kyk, as jy na die vlees gaan kyk, dan gaan hierdie vir jou 'n werklikheid wees. Hy sê, hele Romeine 3 praat hy oor die ou bedeling, die ou verbond, die ou testament, die doenmens. Hy sê in vers 19, nou weet ons dat alles wat die wet sê, dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doenwaardig kan wees.
Hy sê, as jy weer na hierdie wettiese werklikhede kyk, hy sê, dan word elke mond gestop en die hele wêreld gaan voor God doenwaardig wees. Dis die ou bedeling. Hy sê, aangesien uit die werke van die wet geen vlees, nou ek het dit nie geskryf nie, geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde, deur die wet is die kennis van sonde. Maar nou weet ons, hy sê vir ons in 1 Korintiërs 1:30, dit is alles uit God wat ons in Christus gesit het, en Christus Jesus het vir ons geword, ons wysheid, ons geregtigheid, ons heiligheid en ons verlossing. Jy sien, dis wie jy is. Die oomblik wat jy op 'n punt kom en jy hoor hierdie evangelie van die waarheid, die evangelie van jou redding, en jy maak dit jou eie, en jy kom en jy aanvaar dit, jy aanvaar Jesus as jou lewe. Die oomblik wat dit gebeur, dan word Jesus jou lewe, sy geregtigheid word jou geregtigheid, sy heiligheid word jou heiligheid. So baie, baie belangrik, die oomblik wat Christus jou lewe word, dan word sy werklikhede joune. Kyk wat sê hy, nou gaan hy verder van die ou mens af na die nuwe mens toe, vers 21 Romeine 3. Heeltemal iets anderste, na die kruis, aan die ander kant van die waterskeiding. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar, sonder die wet. Hy sê, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Hy sê, die geregtigheid naamlik van God, deur die geloof in Jesus Christus, vir almal en oor almal wat glo. Vir almal en oor almal wat glo, daar's geen onderskeid nie. Sien, dit is nou die nuwe werklikheid, dit is wat lê aan die ander kant van die waterskeiding. Nou gaan hy nou herhaal hy dit weer, dan sê hy, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Dit is die Ou Testament. Nie jou sonde nie, Adam se sonde, het jou 'n sondaar gemaak. Dis hoekom jy 'n sondaar is, want jy is in sonde ontvang en gebore, dis Adam se sonde. So almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Maar nou het jy die werklikheid van Jesus Christus gehoor, jy het dit jou eie geglo, jy word verseël met die belofte van die Heilige Gees. En wat is nou jou werklikheid? Vers 24 wat jy bitter min hoor. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat daar in Jesus Christus is. Mense, jy word sonder verdienste word jy nou geregverdig. So dit is baie, baie belangrik dat ons hierdie werklikhede sien. Wie is jy nou? En waaraan gee jy krag? Die oomblik as jy in hierdie werklikhede krag gee. Nou gaan jy aan na hoofstuk 4 toe. Nou praat Paulus hierso en hy praat hier oor werke en hy praat oor genade. Nou sê hy hierso, hy sê, want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en dit is om tot geregtigheid gereken. Deur te glo word jy tot geregtigheid gereken. Nie iets wat jy doen nie. Kyk mooi, hy sê, maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. Kortliks, as ek nou gewerk het vir 'n maand, dan sê Labour Law, ek moet soveel geld minimum kry, en ek kan meer kry, dit wat ons beding het. So wanneer jy jou salaris kry, dan val jy nie op die grond neer, en soen jou baas se voete oor hierdie geskenk nie, want jy het daarvoor gewerk. Jy het 'n kontrak, hy is verplig om jou te betaal daarvoor. So dit is absoluut hierdie ding vir iemand wat werk, maar hy sê Abraham het dit nie so verkry nie. Abraham het God geglo en dit is om tot geregtigheid gereken. Aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. En soos Dawid ook die mens salig spreek, dis 'n profesie wat hy gesê het, aan wie God die geregtigheid toereken sonder die werke. Sonder die werke. Hy sê, welgeluksalig is hulle wie se ongeregte vergewe en wie se sondes bedek is. Jy sien wat het aan die ander kant van die waterskeiding gebeur? So waar is jy? Is jy aan die diskant of is jy aan die ander kant? Hy sê, welgeluksalig is die man aan wie die Here die sondes nie toereken nie. Dis wat ek staan het, dit is wat die skrif sê. So wat sien jy jou? Sien jy jouself as 'n sondaar of sien jy jou werklikheid as
Jesus Christus is my lewe. Hy gaan verder aan. Hy sê Jesus Christus het gekom, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe is die ewige lewe. Dit sê Romeine 6 vers 23. Nou sê hy hier, so Christus het gekom om te sterf, om af te handel met die oue, om opgestaan om vir ons die nuwe werklikheid te gee, sy lewe. Kyk mooi, wat het jy aanvaar? Waar staan jy? Wat is jou identiteit? Hy sê, wat oorgelewer is terwille van ons misdade en opgewek is terwille van ons regverdigmaking. Jesus Christus het gesterf vir ons sondes, elke sonde het 'n regverdige vergelding ontvang, hy het opgestaan en hy het vir elke mens 'n nuwe lewe gegee, sy lewe. Ek moet dit hoor en ek moet dit my eie maak. Wie ek is, en dan is my werklikheid. Nou sê in die 5de hoofstuk, omdat ons dan nou uit die geloof geregverdig is, omdat jy nou geregverdig is, as gevolg van Jesus Christus, nie iets van jouself nie. Hy sê, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof is 'n oortuiging, net 'n oortuiging. Geloof is ook 'n aanvaarding, deur dit joune te maak. Hierdie oortuiging van God, hy sê Romeine 1 vers 16, hy sê vanuit geloof tot geloof. Nee, hy sê, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. So hoe kry jy toegang tot die genade? Net deur die geloof. Mense, so belangrik. En dan, as jy nou gaan kyk na Romeine 6, dan praat hy daarvan, en ons sal ander dag bietjie meer breedvoerig daarna kyk, dan praat hy daarvan, hy sê, ons het saam met Christus gesterf, gaan lees Romeine 6 van vers 1 af. Dis so belangrik, dat ons daarna gaan kyk. Dan kom hy in vers 12 en sê, laat die sonde dan julle sterflike liggame nie heers nie. Hy gaan verder, hy sê, kom ons kyk gou hierso vers 14, hy sê, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie meer in die ou bedeling nie. Julle is nie meer onder die wet nie, maar onder die genade. Sonde sal nie oor jou heers nie. Hy sê, wat dan sal ons nou sonde doen? Omdat ons nie meer onder die wet is, maar onder die genade. Hy sê nee, hy sê dan verstaan jy dit nie, want die oue was jou lewe, die na die kruisiging, die opstanding van Jesus, is dit sy lewe. Dis die werklikheid. Dan kom hy in vers 16, dan sê, weet jy nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees nie. Julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie. In ander woorde, is jy nou gehoorsaam aan wie? Kyk mooi, hy sê, of van die sonde tot die dood, die ou bedeling, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid, die nuwe werklikheid. Jy het 'n keuse oor dit. Jy het 'n keuse oor dit. Wil jy in die oue staan? Wat jou identiteit is? Is jy nou die geregverdige? Is jy nou geheilig? Het jy die lewe van Christus? Of is jy nog 'n sondaar? Vers 17, maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat in julle oorgelewer is. Vers 18, en vrygemaak van die sonde, het julle nou diensbaar geword aan die geregtigheid. Mense, so baie belangrik, dat ons moet besef, wie is ons? Want dit wat ons sê ons is, gaan 'n effek hê. Kyk mooi, hy sê vers 19, ek spreek menslikerwys, terwille van die swakheid van julle vlees, want net soos julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid, om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Mense, so belangrik, wie is jy in Christus? Waaraan gee jy krag? Lewe en dood lê in die mag van die tong. Amen. I'm found was blind, but now